gesels ons hier met juffrou Erasmus oor die redenaars van 2025. Waarom het juffrou besluit om deel te wees van die redenaars vir die skool? Ek het self redenaars gepraat toe ek op skool was en ek het besluit nee, dit is my liefde en ek volg ook in my pa se voetspore want hy was ook 'n onderwyser in Afrikaans en ook die redenaarsorganiseerder van hulle laerskool. Wat is die lekkerste vir juffrou omtrent die redenaars? Om te sien dat 'n spreker of 'n leerder floreer en selfvertroue kry en daai deursettingsvermoë toon om daai toespraak te leer ken en om nog voor 'n skare mense op te praat. Verduidelik vir ons die proses hoe hulle die onderwerpe kies. Ons kry die onderwerpe van die ATKV af. Hulle het hulle manier hoe hulle dit vind. Ek neem aan hulle dink maar aan aktuele sake wat in die omgewing plaasvind en dan besluit hulle op 'n tema waar volgens enige iemand 'n onderwerp kan formuleer. Dit is interessant. Weet jy dalk al wat die jaar se onderwerpe is? Natuurlik, ja. Die graad 1 tot 3 is klei, swem en beweeg. En die graad 4 tot 5 is streep, resep en vloek. En dan die graad 6 en 7 is kits, spiraal en ritme. Ja, ritme. Ritme klink vir my goed. Het juffrou dalk vir ons 'n paar tips oor hoe ons die toespraak laat uitstaan bo die res? Vir my persoonlik dink ek om 'n toespraak self te skryf, al is dit van graad 6 af, is baie belangrik. Want dan is dit uniek teenoor wat die spreker is en wie die spreker wat hy glo. En dan ja, dit staan uit want dit is nie 'n gekoopte toespraak nie. Hy klink nie kunsmatig nie en dan natuurlik dit om kreatief te wees, om uit die boks uit te dink. En dit wat baie belangrik is, jy moet kan praat oor dit hoe mense wat aangaan in die omgewing en hoe jy voel. So as jy self glo wat jy sê, as jy praat, dan is dit 'n goeie toespraak. Want 'n toespraak kan goed wees, maar die spreker moet net so goed wees. Dankie juffrou. Ek glo dat die jaar baie deelnemers sal hê.